Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit God se woord doen. Ons gaan voort met ons tweede studie in die boek van Joshua. En ons gaan kyk na twee gevalle van die Gibeoniete en dan van Rahab. Na hierdie verhale, maar ook van die genade van die Here en hoe hy hulle gespaar het. Vandag weer eens saam met my in die ateljee om hierdie studie te doen, Ronay Furstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Ronay, goed om jou weer in die ateljee te hê. En ons is reeds in studie nommer 2 in die boek van Joshua, wat ons deur sekere gedeeltes gaan en lesse daaruit kan leer. En ons gaan van hoofstuk 1 af, gaan ons nie direk na hoofstuk 2 toe nie, ons gaan na hoofstuk 6 toe kyk en so 'n bietjie verder is dit. Maar dis goed om weer saam met u te wees en saam met u te kan studeer. Kom ons buig ons hoofde saam voor ons begin. Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg is dit vir ons om weer eens die woord te kan oopmaak, uit die woord te kan studeer en daaruit te kan leer. Wil U vir ons insig gee uit die woord uit? Dit bid ons in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en zaligmaker. Amen. Amen. En die groot tema wat ons na kyk, daar's stories en twee stories waarna ons gaan kyk, verhale, geskiedenis, maar ons gaan kyk na die genade daarachter. So kom ons begin en dan blaai ons direk na Hebreërs. Ons is in die boek van Joshua, maar ons kyk na Hebreërs, want ons kyk na die helde akker in Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 11, vers 31. Deur die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Met ander woorde, hier kom ons klaar en ons kom by die situasie van, hier gee ons die geskiedenis weg waarna ons gaan kyk. En dit gaan oor Rahab, wat, soos dit in hierdie teksvers vir ons gesê, nie saam met die ongehoorsaames nie. So wat sê dit vir die res van hierdie mense in hierdie stad? Jy sê altyd ons moet tussen die lyne kan lees. So die res was die ongehoorsaames, met ander woorde, en hulle het omgekom toe Jericho ingeneem is. Right. So omdat sy die spioene in vrede ontvang het en dan na hulle gekyk het. So hierdie is een van die dinge, so ons kyk hier, nou sien ons, en as ons kom by die storie, die verhaal, die geskiedenis van Rahab in hierdie gedeelte, dan bring dit ons ook by 'n ander stukkie geskiedenis. Ekskuus tog, en daai stukkie geskiedenis is by verkenners. Nou wanneer ons by verkenners kom, dan laat dit ons ook aan 'n ander gedeelte dink wat ons in ons vorige studie al na gekyk het en wat ons van weet, wat daar ook verkenners uitgestuur is. Ja, onthou nou die vorige studie het ons gepraat spesifiek oor die verhaal van Moses en sy lewe, hoe hy die volk gelei het. Nou het 'n sekere tyd gekom wat hy verkenners uitgestuur het om te gaan kyk na die land van Kanaan. En hulle was so oorweldig met wat hulle gesien het, 2 van hulle ten goeie en baie opgewonde en die 10 van hulle heeltemal oorweldig en bevrees vir die groot mense wat hulle gesien het in Kanaan. En dit is seker baie erg as die Here vir jou 'n gedeelte beloof het. As die Here vir jou iets beloof het, want die Here het vir hulle gesê, Kanaan is klaar julle sin. Ja, ek het hom vir julle gegee. Ek het dit vir julle toegeken, ek sal dit vir julle oorwin. Hulle het gaan kyk daarna en daar was van die mense wat eenvoudig die Here nie genoeg vertrou het nie, die 10 van die verspieders, en hulle het ook natuurlik nou gesorg op die einde van die dag, dat die hele geslag uitgesterf het in die woestyn, en dat slegs die 2 verspieders, Caleb en Joshua, wat oorgebly het, wat positief was, wat gesê het, met die Here se hulp sal ons hierdie ding kan doen, dat net hulle op die einde van die dag die voorreg gehad het om in te trek in die beloofde land in. So, en dit kry ons nou in die boek van Numeri, hoofstuk 13, as jy wil gaan kyk, en kan jy daai stukkie geskiedenis daar gaan lees, van hoe hulle teruggekom het, hoe goed die land was, en elke ding, maar. So kom ons gaan dan, en dan lees ons Joshua, en dan kyk ons na hoofstuk 2, want hierso is waar die situasie begin het,
met Josua hoofstuk 2 en lees ons daar vers 1. Daarop het Josua die seun van Nun uit Sittim in die geheim 2 manne as verkenners uitgestuur en gesê, gaan bekyk die land en Jerigo. Hulle het toe gegaan en in die huis van 'n hoer met die naam van Rahab ingekom en hulle het daar gaan slaap. Ja, nou dit klink baie snaaks vir ons, nee, hier kom hulle uit die volk van Israel af en hulle gaan hier na 'n prostituut se huis toe en hulle het daar skuiling gevind. Maar hier sien ons dat die Here is 'n God van genade, of soos wat ons dit kan sê is 'n tweede kans. Die Here gee ons altyd 'n tweede kans. Nou hier moet ons dadelik kom en sê, onthou, hulle het 40 jaar terug wou hulle in die land ingegaan het, hulle het verspieders uitgestuur, so hulle sit met daai selfde sal ek sê strop om die nek, van 40 jaar terug het ons verspieders uitgestuur. Nou stuur jy weer verspieders uit, maar op hierdie slag stuur Josua nie 12 uit nie, maar hy stuur net 2 uit. En dis 'n vergelyking met die 2, hom en Caleb, wat goeie nuus gebring het. So dis in die een ding, en dan in die ander ding, sien ons hulle is by Sittim. En as ons weer eens kyk na die geskiedenis, dan het Israel geval, die vorige keer, toe hulle in Sittim was. En hulle het verskriklik teen die Here gesondig. Kom ons noem dit net so, julle kan verder die situasie gaan lees, ek wil nie daarop ingegaan het wat hulle alles gedoen het nie, maar hulle het weer voor daai versoeking gestaan, op dieselfde plek, nou moet hulle ingaan. En Caleb sê, hy stuur verspieders. Joshua. Ja, Joshua stuur verspieders uit. Interessant is, hierdie keer stuur hy 2 mense, soos jy gesê het, maar onthou, hy het spesifiek ook gesê, gaan kyk na die stad van Jerigo. Ja. Ek dink 2 was baie minder oplettend as 12 manne wat tegelijkertyd, of 'n groot groep wat tegelijkertyd daar ingeloop het. Dit was 'n besige stad, dit was 'n handelsstad, maar die gevolg is, hulle kon instap, hulle kon deel vorm van die groep mense, die skare, die samelewing, en ons van almal nou ongelukkig geraak met die feit dat hulle 2 in 'n prostituut se huis ingegaan het, maar dit was dalk 10 teen 1 ook wat sou gebeur het met basiese mense wat normale mense wat gaan besoek aflê in hierdie groot stad, is hulle sou by so 'n huis gaan oornag het. En nou wel, dit is nou waar hulle van op die ou ene van die dag bevind het. Maar wat interessant is wanneer ons nou verder lees, is wanneer ons agterkom, maar die omliggende area, onthou is al 40 jaar wat in hierdie woestyn op en af getrek word. Wat daar was. Dis 'n interessante opset. Die mense loop met hierdie wolkkolom in die dag en 'n vuurkolom in die nag. En die uittog uit Egipte uit en wat in Egipte gebeur het met al die plaag was 40 jaar terug. Dis reg. Maar die verhale en die geskiedenis het hulle vooruitgegaan. Nou ja, so hulle is in Kanaan en die Kanaaniete, watter volke ook al almal daar was, het presies geweet wie hierdie klomp Israeliete is en wat hulle God vir hulle gedoen het. Ons gaan dit ook baie duidelik agterkom. So ja, hulle het klaar met 'n reputasie ingestap in hierdie stad. So dit was belangrik dat hulle self so 'n bietjie eenkant hou en nie dadelik opskudding veroorsaak. Ja, en want hulle is mos nou die volk van die Here. So hulle mos nou nie eintlik met hierdie tipe dinge vergelyk nie. Maar tog gaan hulle dan soontoe om dan hulle vermomming, sal ek so sê, te kan wees en daar in te gaan. En hulle het nou daar by haar ingegaan en wat het toe nou daar gebeur? Kom ons kyk 'n bietjie verder van vers 2 tot en met 11. En toe daar aan die koning van Jerigo gesê is, kyk, manne uit die kinders van Israel het vandag hierheen gekom om die land te verken. Stuur die koning van Jerigo na Rahab om te sê, lewer die manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken. Maar die vrou het die 2 manne geneem en weggesteek. En sy het gesê, seker die manne het na my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie. En toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan. Ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie. Jaag gou hulle agterna, want julle sal hulle inhaal. Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstopsels wat op haar dak gegooi was. Die manne het hulle toe agterna gejaag in die rigting van die Jordaan na die druwe en die poort het hulle gesluit nadat die vervolgers uitgegaan het.
En voordat hulle gaan slaap het sy op die dak geklim na hulle toe en vir die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en op al die inwoners in die land vir julle bewe. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by die uittog uit Egipte laat opdroog het en wat julle die 2 konings van die Amorite, Sihon en Og oorkant Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Want die Here, julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Nou hierdie is nou 'n baie goeie opsomming. Met ander woorde, die eerste ding wat ons seker opmerk daar is, hier kom die vrou en sy vertel 'n leuen. Nou baie sal ons sê, ja, nou, maar hoe kan jy nou die werk van die Here wil doen en 'n leuen vertel? En hier kom van die situasies in. As sy nie die leuen vertel het nie, wat sou met die 2 manne gebeur het? Hulle sou dit in hulle lewens Hulle sou hulle lewens verloor. Met ander woorde, hier sien ons weer eens, sy het onder die gees van die wet, wat liefde is, het sy opgetree om hulle te probeer red, maar sy het besef dat sy haar wil skaar by die kinders van Israel en dat sy al hierdie wonderlike dinge gesien het wat gebeur het en dat die stories al versprei het en hulle het net besef dat daar's net een God wat hulle so gelei het, want hoe kan hierdie mense ander mense so tref, selfs met die banvloek, met die see wat oopgegaan het en dat die Here die hele tyd saam met hulle was en sy het haar dadelik oorgegee aan hierdie 2 manne. Snaaks genoeg, nou sien ons ook daar, waar was hierdie manne gewees? Hulle was op die dak, sy het hulle op die dak weggesteek en nie binne in die huis nie. So ons kan sien, sy het dadelik beplan om hulle weg te steek en toe die koning weggestuur daarvan. Met ander woorde, en as gevolg van hierdie goedhartige daad, wat sy teenoor die 2 verspieders, die spioene, getoon het hulle ook dan 'n belofte met haar aangegaan, waar sê, ons sal jou nie saam met die res verdelg nie, maar ons sal vir jou in die lewe laat bly. Genadig wees, omdat jy ons genadig was, want dit is eintlik waar dit op neerkom. Ja. Dis natuurlik iemand het natuurlik uitgepraat, want iemand het die koning gaan laat vertel, maar luister, hier is hulle het geweet, dis 2 manne, hulle het presies geweet in watter huis hulle was. So duidelik het iemand wat in daardie huis was, onmiddellik geweet wie hier kom kuier het, en dadelik gehardloop met vir die koning gaan vertel het. Dit is baie mooi op die einde van die dag dat Ragab vir hulle vra in vers 12, sweer tog nou vir my by die Here, dat terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys, en gee my 'n betroubare teken, dat julle die lewe van my vader, my moeder, my broers en my susters, en almal wat aan my behoort sal spaar, en ons siele sal red van die dood. Dit is belangrik om te besef, sy het nie net gesmeek vir haar eie lewe nie. Sy het op die einde van die dag ingetree vir haar hele familie, en almal wat kosbaar was vir haar, om te vra dat hulle asseblief gespaar sal word. Maar ons weet in daardie hele proses moes hulle ook gehoorsaam wees en hulle moes almal binne in die huis bly. Dis reg. Sodat haar familie, want as hulle buitekant gevind word, gaan hulle om van kant gemaak word, as ek dit nou so kan stel, saam met die res van hierdie ongehoorsaames. So as hier een siel was wat om genade gesmeek het om te sê, ek erken die God van die hemel en die aarde, die God wat julle hier deurlei, nie julle wat so goed is, nie julle God. As sy dit kon gedoen het, dan was daar mos ook 'n moontlikheid dat die res van die stad ook hulle kon oorgegee het aan die Here, en hulle kon ook behoue gebly het. Jy raak nou eintlik 'n vreeslike interessante ding aan, want onthou, sy gee vir hulle hierdie ongelooflike getuienis. Ons het gehoor hoe die Here die Skelfsee oopgemaak het vir julle. Ons het gehoor hoe julle hierdie volke oorwin het. Ons het gehoor hoe julle die banvloek mense mee getref het. En dis interessant haar woorde dat sy gesê het in vers 11, toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie.
dis sy praat van dit het gegons in die stad van hierdie stories, hierdie verhale wat vertel is. En hulle het al, ek wil dis 40 jaar terug. Ja, en onthou nou moet ons by dit ook net by verstaan, né? Dit was nou 40 jaar terug. Hulle die ander konings in die oorkant van die Jordaan verslaan, die stories het wel uitgekom. Maar wat ons nou nog nie gelees het en deurgegaan het nie, is onthou, hulle moet nou nog deur die Jordaan ook gaan en dit gaan nou nog 'n teken wees. Ja. Maar wat ek bedoel is, ons het nou 40 jaar terug het dit al gebeur, die Skelfsee oopgegaan het, argumente onthalwe. Die hele volk in Jerigo het al vir 40 jaar die getuienisse van wat die lewende God doen. En hoe die lewende God dan kyk na die mense wat hom as hulle God aanvaar. Vir 40 jaar het hulle al tyd gehad om hulle oor te gee, voor te berei aan die God van Israel. En hulle het dit nog nie gedoen nie. Nie ten spyte van hierdie geweldige getuienis wat hulle ontvang het. Nou kom ons trek dit net 'n bietjie nader na ons toe. Hoeveel keer van ons sien al die goedheid van die Here in ons lewens? Ons sien die goedheid van die Here in ander mense se lewens. Ons sien hoe hy hulle lei. En tog gaan ons maar aan op ons eie weë en ons gee ons nie oor aan die Here nie. Om daai tweede kans te kry dat die Here ons kan vergewe nie. Ja, ek kan seker ook die vraag vra. Sit die Here nou al 40 jaar met jou? Ja. Sit die Here al 40 jaar met jou, met die een wonder na die volgende wonder, die een pragtige verhaal na die volgende pragtige verhaal, van hoe hy na ander mense dalk omsien. En jy daar die getuienisse oor en oor hoor, maar jy het nog nie jou hart vir die Here gegee nie. Nou kom ons kyk net vinnig na wat dit vir ons in Jakobus 2 vers 25 sê. En dit sê vir ons, en is Ragab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie. Met ander woorde, hoekom is sy so geregverdig? Oor die genade wat sy betoon het aan die kinders van die Here. Ja, en daarom het die Here gesê, ek sal nou ook aan jou genade betoon. Dit met ander woorde, haar geloof was nie net 'n geloof wat sy gesê het, ek glo in die God nie, maar ek betuig ook barmhartigheid teenoor sy kinders. En in die Nuwe Testament lees ons, die Here sê, vir soveel julle dit aan die geringste gedoen het julle dit aan my gedoen. Ja. En daar kom daai antwoord terug en die Here sê, wel, jy was goed teenoor my kinders, so met ander woorde, ek sal nou goed wees teenoor jou. Ja. Deur die verspieders, natuurlik. Ja. Praat hy met haar. Net 'n interessante vraag weer vir ons om dit van toepassing te maak op ons lewens vandag. Hoe gedra jy vir jou teenoor die kinders van die Here? As die Here sê, vir soveel soos wat jy dit aan die geringstes gedoen het, jy dit aan my gedoen, vir soveel soos wat sy dit aan 2 verspieders gedoen het, deur hulle genadig te wees, hulle weg te steek, hulle aan 'n ander pad huis te laat gaan, dat hulle lewens gespaar kan word, is ek en jy in die proses dat ons ander se lewens spaar? Nee? Kom ons dink, hoe spaar jy iemand se lewe? Hoe spaar jy sy reputasie? Hoe spaar jy sy of haar geleentheid om weer op te staan van waaraf hulle geval het? Is ek en jy in die proses om lewens te spaar, of is ons nie in die proses om lewens te vernietig? Want die Here sê, vir soveel as wat jy dit aan hulle gedoen het, het jy dit aan my gedoen. Ja, so, dis dit, ek gaan weerskante toe, nee. Ja. So, kom ons gaan net vinnig na 'n paar van daai verse toe, van haar ooreenkoms, en vers 12 sê, hier sê sy vir hulle, sweer dan nou tog vir my by die Here, nie by my God, nie by julle God, by die Here, en is in hoofletters, en sy noem sy naam daar, nie? Terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys, en gee my 'n betroubare teken, en hier vra sy vir 'n teken wat moet gebeur, en dat julle die lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort, sal spaar, en ons siele sal red van die dood. So hier vra sy, so met ander woorde, sy tree ook nie net in vir haarself nie, sy tree ook in vir die res van haar familie. Seker nie met die medewete van haar familie nie, want hierdie manne het daar opgedaag, sy het hulle daar gekry, en nou tree sy alreeds in vir haar familie, dat hulle ook saam met haar gered kan word. So, nadat hulle weg was, moes sy oortuigingswerk gaan doen het, en sê, kom saam met my, hulle gaan die stad inneem, hulle het met my 'n belofte aangegaan. Nou, dit sal nou 'n bietjie half moeilik wees,
om iemand sommer net so te vertrou as jy weet wat hierdie mense al gedoen het aan oor in die Jordaan en dat die Here saam met hulle gelei het. Maar tog moes hy daai oortuigingswerk gaan doen het. En hierdie manne kom terug na haar toe in vers 14 en hulle sê daar vir haar, toe sê die manne vir haar, mag ons siel in jou plek sterwe as jy nie hierdie saak van ons bekend maak nie. Met ander woorde, jy moet nou nie vir ons gaan bekend maak nie. So werk saam, dan kan ons dalk saam met jou werk. As jy nie hierdie saak van ons bekend maak nie, dan sal ons, as die Here ons die land gee, aan jou guns en trou bewys. Met ander woorde, hulle gaan 'n ooreenkoms aan en sê, as jy guns by ons bewys, sal ons 'n guns aan jou bewys, wanneer die Here hierdie land aan ons gee. So, en ons sien daar het sy hulle beleg laat gaan met die tou en hulle het ontsnap en sy die mense in die verkeerde rigting gestuur. Ja. So, hier sien ons dat die Here selfs genadig kan wees aan iemand wat nie deel van sy volk is nie, maar wat hom tog nog steeds erken. En deur daai erkenning en die redding wat hulle kry, het Rahab op die einde van die dag deel van die volk van God geword. En natuurlik in verdere geskiedenis sal ons sien dat sy ook dan in die geslagsregister van Jesus was, maar dat sy ook dan die ma was van Boas, as ek dit reg het, as ek my feite heeltemal reg het hier. En dis die storie van Boas en Rut, nee, wat ons by uitkom. So hier sien ons dat die Here selfs mense wat nie dadelik aan sy volk behoort het nie, tog so genadig kan wees, dat hulle deel van die geslagsregister kan maak van Christus. So 'n pragtige voorbeeld van voorbidding, nie waar nie, en hoe jy, ongeag van waar jy vandaan kom, wat jou geskiedenis is, wat jou agtergrond is, weer vir iemand anders iets kan gaan beteken. Want ek wonder maar net, hoeveel van haar familie was skaam vir haar. Ja. Sy was Rahab die hoer. Ja. Ek bedoel, tot as jy in die Nuwe Testament lees, sy is in die Sy is in die geloofs... Sy is in die geloofsboeke opgeteken, sy is in die geslagsregister van Jesus, hulle verwys nog steeds na haar as Rahab die hoer. So, die probleem is, mense gaan nie sommer altyd jou reputasie vergeet nie, maar dit keer nie die Here om 'n fantastiese werk deur jou te doen nie. So daar sal ons al klare wonderlike belofte vir dit wat die Here uitvee van jou verlede, en hoe hy vir jou kan gebruik om 'n hele geslag te kan red, want sy het baie van haar familielede gered. So. Ja. So, ons sien dan nou later, as ons nou vinnig daar wil gaan kyk, en julle wil in hoofstuk 6 gaan kyk, dan sien ons daar dat toe hulle Jerigo ingeval het hulle toe vir Rahab en haar gesin gespaar, en dit is hoekom sy deel van die geslagsregister was. So met ander woorde, daai genade, wanneer ons die Here erken, word teenoor ons bewys. Maar die tweede gedeelte waarna ons gaan kyk, kry ons in hoofstuk 9. Nou, dis so 'n bietjie, wil ek amper sê, 'n perd van 'n ander kleur. En hulle het nou daar ingeneem, en hier kom die ander mense van die land van Kanaan, en hulle sien wat hulle nou al nie net in die oorkant van die Jordaan gedoen het, maar wat hulle ook nou in hierdie kant van die Jordaan gedoen het, wat met Jerigo gebeur het, wat ook, as ek dit reg is, met Ai gebeur het. En nou is daar mense wat sê, hoorie, kom, ons moet nou 'n plan maak. So, ek wil nie sê 'n halwe skelmplan nie, kom ons noem dit maar 'n heeltemal 'n skelmplan. 'n slinkse plan. 'n slinkse plan, ja. En kom ons kyk vinnig daarso, Joshua 9 is die verhaal wat ons opgeteken in vers 1 tot 20. Ons hoef nie al die verse te lees nie, maar ons kan die kruks daarvan kry. En toe al die konings wat wes van die Jordaan woon op die gebergte en in die laafveld en aan die hele kus van die Groot See na die kant van Libanon toe, die Hittiete, Amoriete, Kanaaniete, Ferisiete, Jewiete, Jebusiete dit hoor, het hulle bymekaar gekom om soos een man teen Joshua en Israel te veg. Maar toe die inwoners van Gibeon hoor wat Joshua met Jerigo en met Ai gedoen het hulle ook met lus gehandel. Hulle het gegaan en hulle self as boodskappers aangestel, met versluite sakke op hulle esels geneem, versluite wynsakke wat geskeur en weer toegebind was, ook versluite en gelapte skoene aan hulle voete, versluite klere aan hulle lyf, en al die brood van hulle padkos was droog en verkrummeld.
So dit is 'n goeie prentjie wat hulle nou hier luister, gesorg dat hulle lyk soos ons gaan nie net daar aankom met 'n storie nie. Maar die hele rol gaan ons nou speel hier. Soos ons nou sal sê, die props wat hulle gebruik het, nê. Dit moet dan saam met die verhaal, die storie spreek. So het hulle dan na Josua gegaan in die laar van Gilgal en dan hom die manne van Israel gesê, ons kom van 'n ver land af, sluit dan met ons 'n verbond. Maar die manne van Israel het aan die Jewiete gesê, miskien woon julle onder ons, hoe kan ons dan 'n verbond met julle sluit? En toe sê hulle vir Josua, ons is u dienaars, en daarop het Josua hulle gevra, wie is julle en waar kom julle vandaan? En hulle sê aan hom, u dienaars kom van 'n baie ver land af, vanweë die naam van die Here u God, want ons het die gerug van hom gehoor en alles wat hy in Egipte gedoen het, en alles wat hy aan die konings van die Amorite oorkant die Jordaan gedoen het, aan Sihon die koning van Hesbon en Og die koning van Basan, wat in Astarot was. Daarom het ons oudstes en al die inwoners in ons land met ons gespreek en gesê, neem padkos met julle saam en die reis en trek hulle tegemoet en sê aan hulle, ons is julle dienaars en sluit dan 'n verbond met ons. En dan gee hulle nou vir hulle, wys hulle hoe hulle brood oud geword het en hulle wynsakke oud geword het. En Josua het met hulle 'n vrede, in vers 15 sê, en Josua het met hulle vrede gemaak en met hulle 'n verbond gesluit. En dat hy hulle sou laat lewe, en die owerstes van die vergadering het hulle dit met 'n eed beloof. Nou hier kom ons nou by 'n baie interessante gedeelte. Met ander woorde, hulle het hulle geglo, hulle het met hulle eed aangegaan, maar hier's 'n klein probleempie gewees. Hulle het nie die Here geraadpleeg in hierdie besluit nie. Want hulle het gesien, jong, hierdie ouens is so oortuigend in hierdie rol wat hulle speel. So ons gaan nou hierdie verbond met hulle aan. En oowee, daar het die probleem toe losgebars. Tog, vers 16 sê, maar aan die einde van die 3 dae nadat die verbond met hulle gesluit was, hoor die volk dat hulle in die nabyheid en tussen hulle inwoon. Die kinders van Israel het naamlik weggetrek en op die 3de dag by hulle stede gekom, en hulle stede was Gibeon en Kefira en Beerot en Kiriat Jearim. Maar die kinders van Israel het hulle nie verslaan nie, omdat die owerstes van die vergadering vir hulle gesweer het by die Here hulle God van Israel. Die hele vergadering het toe teen die owerstes gemurmureer. En hier sien ons 'n interessante ding. Hulle kom en hulle gaan 'n verbond aan, hulle sweer by die Here. Dis nou Israel, nie, om hierdie mense nie te verslaan en te verwoes nie, alhoewel hulle slinks was en gejok en 'n leuen vertel het. Maar hulle sê, ons het nou gesweer, ons sal julle nie skade aanbring, want onthou, hierdie mense het vir hulle gejok, maar hulle het hulle nie skade aangebring nie. Hulle het gesê, ons is hier, ons is julle dienaars. Ja, en onthou, hulle het 'n belofte teenoor God gemaak, so hulle kan nie daardie belofte breek. Ja, laat hulle hierdie mense niks sal aandoen nie. Vers 19 sê, daarop sê al die owerstes aan die hele vergadering, ons het self vir hulle gesweer by die Here, die God van Israel, en nou mag ons hulle nie aanraak nie. Dit sal ons aan hulle doen en hulle laat lewe, sodat hulle nie toorn oor ons kom, terwille van die eed wat ons vir hulle gesweer het nie. So dis baie belangrik, as ons vir iemand iets beloof het in die naam van die Here, dan moet ons daarby bly. Al was die ander kant die slinks is. Moet ons daarby bly, want ons het dit op die naam van die Here gedoen, of in die naam van die Here gedoen, want dit is presies wat hier gebeur het. Nou ja, daar was nou, ons sien 'n murmurering, en ons weet baie van die murmurerings in die afgelope 40 jaar wat gebeur het, en die volk is ongelukkig daaroor, en nou wil hulle halfweer in opstand kom, oor hierdie situasie wat gebeur het, en julle het beloof, onthou, dis nou die volk wat nou die leiers beskuldig. Julle het hierdie ding, hulle wil amper sê, ons het dit nie gedoen nie, julle het dit gedoen. So ons staan eintlik vry om te doen wat ons wil. En hier gaan die verhaal dan vir ons aan, en hoe hulle hierdie saak hanteer het. Ja, vers 21 sê, verder sê die owerstes laat hulle lewe, en hulle het houtkappers en waterputters geword van die hele vergadering, soos die owerstes aan hulle gesê het. Toe laat Josua hulle roep en spreek met hulle en sê, waarom het julle ons bedrieg deur te sê, ons woon baie ver van julle af, terwyl julle tussen ons woon? Nou dan, vervloek is julle, en nooit sal julle ophou om knegte, houtkappers, sowel as waterputters vir die huis van God te wees nie. Toe het hulle Josua geantwoord en gesê, omdat
aan u dienaars verseker meegedeel was, dat die Here u God aan Moses, sy knegt, bevel gegee het om die hele land aan julle te gee en al die inwoners van die stad voor julle uit te delg. Daarom was ons vir julle baie bevrees ter wille van ons lewe en het ons hierdie ding gedoen. Maar hier is ons nou in u hand. Doen met soos dit goed is en reg is in u oë om met ons te handel. Hy het hulle toe so met hulle gedoen en hulle gered uit die hand van die kinders van Israel, dat hulle nie gedood is nie. En so het Joshua op hierdie dag houtkappers en waterputters van hulle gemaak vir die vergadering en toe die altaar van die Here tot vandag toe op sy plek wat hy sou kies. Nou hier kry ons baie interessante ding, met ander woorde, hier sien ons uit hierdie gedeelte uit dat die volk het gesê, maar maak hulle ons houtkappers en waterputters. Met ander woorde, maak hulle ons slawe. Maar onthou, hulle het gesê, ons sal u knegte wees. Yes. So hulle het daardie opsie ingebring. Ja, maar nou sien ons, kyk wat het hy vir hulle gesê in vers 23. Nou dan, vervloek is julle, en nooit sal julle ophou om knegte, houtkappers, sowel as waterputters vir die huis van my God te wees nie. Met ander woorde, Joshua het gesê, julle die volk wou gehad het as slawe vir almal. En hy het gesê, nee, julle sal dit vir die huis van die Here wees. Met ander woorde, julle gaan vir die Here werk, ja, vir die volk of vir 'n gedeelte van die volk, nie vir die hele volk nie, sodat daar voorsiening kan gemaak word. En ons sien dat hierdie mense het toe op die ou ende van die dag, alhoewel hulle slinks was hulle geassimileer, opgeneem in die volk van God. In die volk van God in. En hulle het deel geword. En selfs as ons in die latere geskiedenis kyk, dan sien ons van hierdie afstammelinge, soos wat hulle hier in die land was, het hulle weer teruggekom en hulle was selfs in latere geskiedenis deel van die mense wat weer teruggekom het na Israel toe nadat hulle in ballingskap was. So hier sien ons dat in die eerste plek, ons het hier 'n vergelyking tussen Rahab en die Gibeoniete. Hier het Rahab gekom, sy het die Here erken, sy het met opregtheid gekom en 'n ooreenkoms aangegaan. Hier het hierdie mense gekom en sê, hoor, kom ons doen die beste wat vir ons is. Dit was hulle uitgangspunt in die begin. Daar's 'n belofte teenoor hulle gemaak, maar op die ou ende van die dag het hulle self toe oorgegee en deel van God se kinders geword. Nie met die regte bedoeling nie, met die verkeerde bedoeling, maar hulle het toe reg uitgedraai, as ek dit so kan sê. Daar's vir my 'n baie groot verskil tussen die twee. Rahab het gegaan en sy het gesê, ek erken die Here, ek erken sy grootheid en ek vra vir genade vir myself en my familie. Nie op voorwaarde hiervan, maak my 'n slaaf, maak my 'n knegg, nie so iets nie. Wees net vir my en my familie genadig asseblief. En op die einde van die dag is sy en haar familie ingeneem in God se verbondsvolk in en het sy haar regmatige plek ingeneem in die geslagsregister van Christus self. Die Gibeoniete was net bang vir hulle lewe. Dit was al. Hulle het besef, luister hier, so ons gaan nie kan bly staan teen hierdie manne nie. Hulle sê wel hierso, ja, ons het gehoor hoe die Here vir julle vooruit gegaan het, maar nêrens is daar 'n oomblik wat hulle eers eerbied bring aan die Here nie. Ja. Al wat hulle sê is, ons wil asseblief net nie sterf nie. Kan ons net in die lewe bly? Ons gee nie om hoe ons in die lewe bly nie. Ons sal dan slawe ook wees as ons moet wees. En dit was dan presies ook waar hulle plek ingeneem het. Ja. Daar's 'n fisieke mooi en ook 'n baie groot waarskuwing tussen die twee. Waar wil jy wees wanneer dit kom? By die geslag van die Here, by die volk van God. Wil jy net daar wees om jouself selfbehoudend te wees, of wil jy daar wees van onthou? Rahab was ook selfbehoudend en sy wil ook haar gesin daarmee gehad het. Maar dit het gegaan nie net oor my nie, maar dit het ook gegaan oor ek aanvaar die Here julle God as ook my God nou op hierdie stadium. Ja. Dis die groot verskil. Dis die groot verskil. En ons gaan met op die einde van die dag besef, daar's net 'n ware deel van die volk word, wanneer ek die God van die volk myne maak. Ja. Dan word ek 'n regmatige deel van die volk, ek word nie net 'n slaaf wat 'n bydraende faktor is. Ja.
Maar gelukkig weer eens, soos ons sien, dit was hierdie eerste geslag, maar ons sien die verdere geslagte het hulle toe deel van hierdie kinders geword. Weer eens, die genade van die Here. Want ek meen die Here kon dwars deur hierdie plan gesien het. En die Here het dwars deur hierdie plan gesien, maar Joshua en die leiers, in plaas van dat hulle die Here geraadpleeg het, dit is nou so maklik, ek weet, dit is voor die hand liggend, hier is die antwoord hier reg voor ons, en hulle gaan 'n verbond aan 'n ooreenkoms aan, wat dan toe later bietjie negatief was vir hulle, maar positief op die eendag uitgedraai het vir hierdie Gibeoniete. Baie interessante stukkie geskiedenis wat ons hier kry, en dat ons kan sien dat hoe die Here sy volk nou lei, hulle het al ingegaan, hulle het redelik goed gedoen. Ons sien daar was so een verhaaltjie wat ons nou nie nou gelees het nie, en ons kry dit daar in hoofstuk 7, nadat iemand weer besluit het, hy wil sy eie ding doen met die naam van Achan, maar ons sien dat die meerderheid van wat hier gebeur in hierdie eerste stukkie van die geskiedenis is positief vir Israel, en dat die Here nog steeds hierdie land aan hulle wou gee. Daar is nog 'n lang pad voorgelê. Joshua het nog baie werk gehad, en ons gaan nog baie tyd spandeer om met julle te gesels. Maar dit was lekker om weer vandag saam met julle te wees. En ek dink ons kan afsluit met 'n gebed. Kom ons maak saam. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons kon u insig vra en deur hierdie geskiedenis werk en kon kyk hoe ons vir u kan ervaar deur genade, selfs Here deur baie moeilike tye, in oorlogstye, in tye wat dit vir hierdie mense baie duister gelyk het, hoe al wat saak gemaak was dat hulle die woord van die Here aanvaar, die God van Israel aanvaar, deel word van sy volk. Vader, herinner ons daaraan dat al wat u van ons vereis is dat ons u liefhet en die gebooie onderhou, deel word van u volk, en u sal ons pad verder vorentoe vir ons gelyk maak. Ons bid dit in u naam. Amen. Amen.